1, 2, 3. Rustig. Welkom by nog 'n Storybeer storie. Luister lekker saam. Pocahontas. In die Londense dokker is 'n skip, die Susan Constant, op die punt om na Amerika, die nuwe wêreld te vaar. Die matrose groet hulle vrouens, maar John Smith groet niemand. Hy lewe net vir avontuur. Dan daag hulle leier, gouverneur Ratcliffe, ook op met Percy, sy bedorwe hondjie. Die geldgierige Ratcliffe gaan na Amerika op soek na goud. John Smith maak vriende met Thomas, 'n jong man wat hom in Amerika wil gaan vestig. Dis Thomas se eerste seevaart. Thomas leer dat dit baie gevaarlik is om die oseaan oor te steek. Tydens 'n vreeslike storm word hy oorboord gespoel. "Help!" roep Thomas. "Red my!" John Smith spring sonder meer in die gevaarlike branders en red sy vriend. Gou is hulle albei weer veilig op die skip. "Dit was nou verfrissend," korswil Smith. Die dapper manne vaar voort na die nuwe wêreld. Maar vir die vreedsame mense wat reeds daar woon, is Amerika geen nuwe wêreld nie. Hoofman Powhatan is die leier van een stam. Hy het 'n beeldskone dogter, Pocahontas. Pocahontas is lief vir plesier. Sy verken ook baie graag die rivier saam met haar dierevriende. Miku, 'n wasbeer, is nog meer volstreke as sy mensmaat. 'n kolibrie met die naam Flit het sy hande vol om hulle twee uit die moeilikheid te hou. Op 'n dag gaan gesels Pocahontas by die towerplek in die bos met ouma Wilger. Die towerboom is baie oud en wys. Pocahontas vertel vir ouma Wilger van haar probleem. "My pa wil hê dat ek met Kokoom moet trou, maar Kokoom is so 'n stroewe krygsman. Wat moet ek doen?" "Jy moet jou eie weg volg," raai ouma Wilger haar aan. "Maar hoe vind ek my weg?" vra Pocahontas. Die wyse ou boom antwoord. "Jy moet met jou hart luister." Pocahontas luister. Sy luister baie fyn. Toe hoor sy twee woorde: vreemde wolke. Pocahontas klim tot bo in ouma Wilger. Daar is vreemde wolke. Die wolke is die wit seile van 'n groot skip. Pocahontas hardloop na die rivier. Sy sien 4 bleek mans in 'n kleiner bootjie. Die mans roei strand toe. Pocahontas het nog nooit sulke mense gesien nie. En die matrose het nog nooit so 'n pragtige plek gesien nie. John Smith kan nie wag om hierdie mooi nuwe land te verken nie. Smith spring uit die bootjie. Thomas en 2 nuwe aankomelinge, Ben en Lon, maak dit aan 'n rots vas. Smith klim op 'n boom daar naby. Pocahontas hou hom dop. Sy het nog nooit blonde hare gesien nie. Die vreemdeling lyk vir Pocahontas vriendelik, maar sy is nie seker nie. Sy kruip liewers nog weg. Maar Miku dink hierdie vreemdeling het miskien kos. Hy stap tot reg voor John Smith. Smith het nog nooit voorheen 'n wasbeer gesien nie. "Jy is darm 'n koddige ventjie," sê hy vir Miku. Smith steek sy hand in sy sak. "Wil jy 'n koekie hê?" Die koekie smaak vir Miku al te lekker. Deur by die stad weet die ander stamlede reeds van die vreemdelinge se aankoms. Kikata, die toordokter, sê die vreemdelinge is gediertes, totaal anders as Powhatan se mense. Hoofman Powhatan stuur krygsmanne om die vreemdelinge dop te hou. Hy beveel sy ander mense om daar weg te bly. "Ons hoop maar net die vreemdelinge bly nie lank nie," voeg hy by.
Powhatan weet nie dat Pocahontas en Miku nog steeds vir John Smith agtervolg nie. Pocahontas is nuuskierig en Miku is lus vir nog koekies. John Smith het nog nooit so 'n wonderlike land gesien nie. Amerika is wild en vry. Hy gaan staan by 'n pragtige waterval en skielik hoor Smith iets hier naby hom en hy kyk om. Pocahontas kruip agter die waterval weg. Smith gewaar 'n figuur aan die kant die water. Hy lê aan met sy geweer, oorgehaal om te skiet. Pocahontas kan nie meer vir Smith sien nie en sy kom uit. Smith is verstom. Hy het 'n wrede krygsman verwag, maar nou sien hy 'n pragtige meisie. Pocahontas en Smith staar na mekaar. Intussen hou Kokoum en die ander krygsmanne die vreemdelinge dop. Die nuwelinge het begin om 'n fort te bou en hulle delf alreeds vir goud. Die mans kap bome af en dolwer die grond om. "Grawe vinniger," beveel die geldgierige goewerneur Ratcliffe. Die nuwelinge gewaar die krygsmanne en skiet op hulle. Een van die manne word gewond. Kokoum bring die gewonde krygsman terug na die stad. Hy vertel vir hoofman Powhatan wat gebeur het. "Ons moet vir die vreemdelinge stryd," verklaar Powhatan. Hy stuur 'n boodskapper na al die ander stamme. "Ons sal saam teen hierdie vreemdelinge veg," sê hy. Pocahontas en John Smith is nie meer vreemdelinge vir mekaar nie. Smith leer vir Pocahontas om met die hand te groet. En Pocahontas onthou ouma Wilger se woorde: "Luister met jou hart." Daarom luister Pocahontas. Hulle hande raak aan mekaar. En skielik kan Pocahontas John Smith se woorde verstaan. En hy kan hare verstaan. Smith vertel vir Pocahontas van Londen. Daar is strate vol voertuie en geboue so hoog soos bome. Pocahontas sê: "Ek wens ek kan daardie dinge sien." En Smith glimlag: "Jy sal. Ons gaan hulle hier bou." Hy verwag dat Pocahontas sou bly wees, maar Pocahontas is kwaad. Pocahontas hou van haar manier van lewe. Die aarde is nie 'n dooie ding wat jy kan besit nie. Ons is almal deel van die natuur, vertel sy vir hom. Na mate Pocahontas praat, begin Smith om die wêreld deur haar oë te sien. En dis die mooiste wêreld wat hy nog ooit gesien het. Smith keer na die fort terug, maar hy wil vir Pocahontas weer sien. Hy vind dan ook vir Pocahontas die volgende dag in 'n mielieland buite haar stad. Pocahontas neem hom na die towerplek in die bos. "Wat 'n pragtige plek," sug John. "Om te dink dat ons die hele eind gekom het net vir goud." Pocahontas vra: "Wat is goud?" Smith wys haar 'n paar goue muntstukke. Pocahontas skud haar kop. "Hier is nie so iets nie." Sy wys vir Smith 'n mieliekop. "Dis die enigste goud wat hier is. Maar dit smaak lekker," sê sy. Smith moet saamstem. Toe hoor Smith 'n stem sê: "Hallo John Smith, kom nader." Hy kyk op. Die boom praat met hom. Pocahontas stel hom aan ouma Wilger voor. "Hy het 'n goeie hart en hy's ook aantreklik," sê die wyse ou boom vir Pocahontas. Smith glimlag. "Ek hou van haar," sê hy. En skielik hoor Smith vir Ben en Lon na hom roep. Hy is bang sy vriende maak dalk vir Pocahontas seer. "Moenie dat hulle ons sien nie," fluister hy vir Pocahontas. Hulle skuil agter 'n groot boom. Toe die mans nader kom, pootjie ouma Wilger vir Ben en Lon met haar wortels. "Daardie boom het beweeg," skree Ben. Hulle skrik so groot dat hulle weghardloop. Pocahontas en Smith besluit om mekaar daardie aand weer te sien. Daarna gaan hulle dadelik huis toe. Toe sy by haar stad terugkom, sien Pocahontas krygsmanne van baie ander stamme. Hulle is almal gereed vir oorlog. Pocahontas sê: "Vader, ons hoef nie te veg nie. Daar moet 'n beter uitweg wees."
maar hoofman Powhatan sien nie hoe anders hulle die land kan red nie. John Smith probeer ook die oorlog keer, maar gouverneur Ratcliffe wil niks hoor nie. Die Indiane het ons goud, en ek gaan dit kry. Maar hier is geen goud nie, roep Smith uit. Ratcliffe glo hom nie. Hy besluit om die Indiane aan te val en hulle goud af te neem. Daardie aand kom Smith en Pocahontas bymekaar. Hulle besef dat hulle, hoe ook al, die oorlog moet keer. En hulle soen mekaar. Skielik kom Cocoon uit die bosse. Hy dink die vreemdeling wil vir Pocahontas seermaak. Pocahontas skree, "Cocoon, nee!" Toe kom daar iemand anders uit die bosse. Thomas het Smith agtervolg. Hy vrees weer dat Cocoon vir Smith sal aanval. Thomas lig sy geweer en vuur. "Thomas, moenie!" skree Smith. Maar dis te laat. Cocoon is dood. Van die ander krygsmanne hoor die skoot. "Hardloop, Thomas, hardloop!" roep Smith. Thomas kom weg, maar die verwoede krygsmanne gryp vir Smith en hulle sleep hom na die stad. Cocoon se lijk word na die stad teruggebring. Die hele stam is woedend. Hoofman Powhatan sê, met sonop sal hierdie vreemdeling sterf. Pocahontas gaan na John Smith. "Ek is so jammer. Dit sou nooit gebeur het as ons nie ontmoet het nie," sê sy. "Ek sterf liewers môre as om 100 jaar te lewe sonder om jou te kon geken het," sê Smith saggies. Pocahontas weet sy moet hom red. Maar hoe? Met dagbreek neem die krygsmanne vir Smith na 'n hoë kraans. Ratcliffe en sy manne is ook daar. Albei kante is oorgehaal vir oorlog. Hoofman Powhatan lig sy knots op. Maar daar hardloop Pocahontas vorentoe. Sy werp haarself tussen haar pa en John Smith in. "As jy hom doodmaak, sal jy my ook moet doodmaak." "Ek het hom lief, vader," roep Pocahontas uit. Hoofman Powhatan is oorbluf. "Kyk om jou," sê Pocahontas. "Dis waarin die pad van haat lê." Hoofman Powhatan sit sy knots neer. "My dogter praat met wysheid. Sy kom hierheen met moed en begrip," sê hy. Powhatan sê sy krygsmanne aan om Smith te laat gaan. Die krygsmanne en die invallers laat hulle wapens sak. Maar Ratcliffe wil sy goud en sy oorlog hê. "Nou is dit ons kans. Skiet," beveel hy. Maar die nuwelinge weier om te skiet. Toe gryp Ratcliffe 'n geweer en rig dit op hoofman Powhatan. John Smith sien wat gebeur. Hy spring tussen die koel en die hoofman in. Die koel tref Smith in die maag. Pocahontas hou die gewonde man in haar arms. "Jy het hom geskiet," skree "Jy het hom geskiet," skree Thomas vir Ratcliffe. "Dis sy eie skuld," brabbel Ratcliffe. Maar die settlers weet Ratcliffe is verkeerd. Die settlers bind Ratcliffe vas en stuur hom terug Engeland toe. Smith word na die skip teruggedra. Hy voel geen pyn nie. Al wat hy voel is sy liefde vir Pocahontas en vir haar wilde, vry land. Smith kyk in Pocahontas se oë. "Kom saam met my," vra hy. Pocahontas wil saam met Smith gaan, maar sy moet bly. Sy het nou haar eie weg gevind. Pocahontas sal die vrede tussen die nuwelinge en haar stam bewaar. Smith wil bly, maar hy moet teruggaan. Die dokters in Engeland sal sy wond kan genees. Pocahontas wens sy en Smith kon saam wees, maar sy weet dit maak nie saak waar hulle ook al woon nie. In hulle harte sal hulle vir altyd saam wees. Fluit, fluit, my storie is uit.